Loof die naam van die Here. Dis die Here wat vir jou gesondheid gegee het. Vanoggend toe ek wakker word, toe is daar 'n lied wat op ons groep geplaas is. He knows my name. Weet jy dat God ken jou naam vanoggend? Die God wat hemel en aarde geskaap het, dink so baie van jou dat hy ken jou naam. En hy gaan jou nooit vergeet nie. Jy kan jou sitplek neem, baie dankie. Wat 'n groot voorreg om in die huis van die Here te wees. Ek is vanmôre dankbaar vir lewe. Baie mense het nie wakker geword vir hierdie dag nie, maar die Here het vir jou nog genade gegee. Ek is vanmôre dankbaar dat ek nie babbelas het op 'n Sondag nie. Ek staan op sonder 'n kopseer. Die Here se hand is oor ons, genade is oor ons. Die Here het vir ons soveel goed gedoen om voor dankbaar te wees. Sê vir jou langs jou, die Here is goed. Ten spyte van alles. Amen. Ek gaan vir Charlene vorentoe nooi. Sy is van geopende deure, sy werk vir geopende deure. Sy gaan so 'n paar minute met ons gesels oor wat hulle doen en 'n getuienis bring en dan gaan ons verder aan soos die Here lei. Baie dankie Charlene. Goeiemôre almal. Ja, vanoggend verteenwoordig ek vir geopende deure. En u sal sien daar was 'n gebedkalender met 'n pen op die stoele geplaas. Asseblief hou dit is vir u gebruik om te herinner om te bid vir ons vervolgde kerk. Aan die einde van die diens, voordat almal uitgaan, asseblief daar agter in die portaal gaan daar 'n petisie wees. Asseblief teken hom vir ons. Ons beoog om 1 miljoen handtekeninge in te samel vir ons vervolgde kerk, sodat ons dit kan vat na die globale institusie vir beskerming, vir rehabilitasie en vir geregtigheid vir ons vervolgde kerk. So vanoggend wil ek met u deel 'n baie kragtige boodskap. Wees lief vir jou buurman. En wanneer ons dink aan ons buurman, dan dink ons aan die persoon wat langs aan ons bly, die persoon wat oorkant ons bly. Maar die Bybel het 'n baie dieper betekenis van wie ons buurman eintlik is. Dit is die persoon wat nie altyd vriendelik is nie. Dit is die persoon wat God op ons pad stuur. Dit is die persoon wat ons mee op die selfoon praat, 'n kliënt. Maar dit is ook natuurlik ons familie en ons vriende. En die Bybel het net 'n baie dieper betekenis oor wie ons buurman eintlik is. Dit is die persoon wat God elke dag op jou pad sit. Dit is die persoon wat nie altyd vriendelik is nie. En in Markus 12 vers 31 sê Jesus dat jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis nie net 'n goeie voorstel wat hy maak nie. Dit is een van sy grootste gebooies. En ek wil vanoggend met u 'n getuienis deel van een van ons vervolgde sissies. Haar naam is Helen. Nou, Helen is nie 'n misdadiger nie, sy is nie 'n gewelddadiger nie, sy is nie iemand wat skade aan mense doen nie, sy is doeteenvoudig net 'n jong vrou van Eritrea. En Helen het 'n passie om deur haar musiek vir mense hoop te gee. En wanneer sy gesing het, het mense nie net 'n mooi stem gehoor nie, hulle het iemand gehoor wat werklik lief was vir Jesus. Maar in Eritrea het hierdie liefde met 'n prys gekom. Christelike byeenkomste is verbied. Pastore is gearresteer, gelowiges word dopgehou en families word uitmekaar geskeur. En eendag het hulle vir Helen kom arresteer. En vir meer as 2 jaar het hulle haar in 'n metaal skeephouer vasgehou. Hulle het haar gevangenis geneem, nie omdat sy gesteel het nie, nie omdat sy iemand doodgemaak het nie, nie omdat sy iemand skade aangedoen het nie, doeteenvoudig net want sy het aan Jesus geglo. Vir meer as 2 jaar het sy daar gesit, in daardie houer, en in die dag het daai houer soos 'n oond geword. Daar was min lig, min water, min hoop. Die son het genadeloos op die metaal gebrand, tot wanneer die hitte amper ondraaglik was. En wat deur die dag soos 'n vuur geword het, het in die aand ijskoud geword. Sy was honger, sy was dors, en sy was bang. Insekte het haar oor haar liggaam gebyt, en haar liggaam het gebrand soos vuur.
Haar liggaam was vol pyn gewees, sy was mishandel, gemartel. En daar was dae wat sy nie geweet het of sy weer die son gaan sien nie. En tog, te midde van al hierdie lyding, het hulle nog steeds 'n rede gevind om die naam van Jesus groot te maak. Nie omdat haar omstandighede goed was, nie omdat sy gemaklik was nie, maar omdat sy lankal ontdek het dat Jesus nog steeds saam met haar in die donkerte is, in haar donkerste tye. Sy het dankie gesê vir die koue aande, want dit het beteken sy lewe nog. Sy het dankie gesê vir die insekte wat haar byt. Sy het dankie gesê vir haar pyn wat in liggaam is. En sy het self dankie gesê vir die trane wat oor haar wange rol. Sy het gesê dankie vir die uitputtende hitte van die dag. Want dit het beteken dat Jesus nog steeds in haar donker plekke teenwoordig kan wees. Sy het ook besef dat terwyl sy nog asemhaal, het God nog steeds 'n plan met haar lewe. Ons raak soms moedeloos as die krag afgaan. Ons raak moedeloos wanneer daar baie verkeer is. Ons raak gefrustreerd oor die kleinste ongeriewe. Maar hier was 'n vrou wat in 'n metaalhouer toegesluit was en sy het nog steeds God geprys. En die vraag wat by my bly is hoekom en hoe? En Helen het besef dat haar vrede en haar geluk en haar vreugde is nie gebaseer op haar omstandighede nie. Dit is gebaseer op 'n lewendige God. In daardie donkerte het Helen begin sing. Nie omdat sy lus gevoel het nie omdat dit goed gegaan het nie. Dood eenvoudig want sy het geweet God is groter as haar probleme. Sy het geweet God is groter as haar sel waarin sy was. So, die vraag wat Helen gevra het vir haarself, wat sy gesê het haar hele lewe verander was, as ons môre moet wakker word, met die dinge waarvoor ons vandag dankie sê, waarmee staan ons môreoggend op? Daai vraag tref diep, want waarvoor sê ons dankie? Ons sê dankie vir ons familie, ons sê dankie vir ons kos, ons sê dankie vir ons huise. Sê ons dankie vir ons Bybels? Sê ons dankie dat ons hier by mekaar kan kom in vrede, sonder die vrees dat ons gaan gearresteer word, sonder dat ons koppe gaan afgekap word, sonder dat ons lewens gevat gaan word, ons geliefdes se lewens gevat gaan word. Die feit is dat vandag oor die 380 miljoen Christene word op 'n daaglikse basis vervolg. Mense wat geslaan word en tronke sit, net omdat hulle in Jesus glo. En tog kla hulle minder as ons. Tog dien hulle God met 'n groter vrede as ons. Dikwels vertrou hulle God meer as ons. En Helen se storie is nie net 'n storie van vervolging nie, dit is 'n storie van hoop. Dit is 'n storie van volharding. Dit is 'n storie van dankbaarheid te midde van pyn. En dalk ons grootste vraag vandag is nie wat Helen deurgegaan het nie, dit is, sal ons nog steeds Jesus dien as dit ons alles kos? En in Filippense leer ons dat wanneer Jesus by jou is, kan selfs 'n tronk 'n plek van aanbidding word. Ons buurman is ook ons vervolgde kerk. In Hebreërs 13 vers 3 sê Jesus dat ons moet die in gevangenis onthou asof ons ook in gevangenis is. En ons moet die wat mishandel word onthou asof ons ook mishandel is. Ons het vandag 'n familie in Christus wat vervolg word, wat in die geheim kerk hou, wat in tronke sit, hulle huise verloor, wat selfs hulle lewens verloor omdat hulle in Jesus glo. En 1 Korintiërs 12 vers 26 sê dat as een deel van die liggaam ly die hele liggaam met dit. Dit beteken dat wanneer die kerk in ander lande huil, is ons veronderstel om saam met hulle te huil. Wanneer hulle swaar kry, raak dit ons ook. En soms vergeet ons maklik hoe geseënd ons eintlik is. Ons kan ooplik Bybel lees, ons kan kerk toe gaan in vryheid. Ons kan aanbid sonder vrees. Maar baie gelowiges het nie daai vryheid nie.
En baie keer dink ons dat ons moet ons vervolgde kerk versterk, maar dikwels versterk hulle ons geloof in Jesus. So waar pas geopende deure in? Geopende deure bestaan sodat ons vervolgde kerk kan bemoedig en kan versterk. Dit het alles begin met broer Andrew, wat Bybels ingesmokkel het. Hy was ook bekend as God se smokkelaar. En hy het lande toegegaan waar Christendom verbied was en hy het Bybels na hulle gebring. Hy het Christene bymekaar gebring. En vandag help geopende deure Christene reg om die wêreld. Ons voorsien vir hulle Bybel, ons help disipelskap en opleiding, noodhulp, trauma-ondersteuning, gebed en praktiese hulp aan vervolgde Christene. Maar een ding wat geopende deure doen wat belangrik is dat ons verbind die liggaam aan mekaar. Want baie Christene sê wat vervolg word, moenie ons red nie, hulle vra, bid vir ons. En gebed is so belangrik. Dit is die kragtigste manier waarop ons liefde vir ons buurman kan wys, is deur gebed. Want gebed verander dinge. En gebed bereik plekke waar ons nie altyd kan gaan nie. So, na die diens asseblief onthou net ons petisie, asseblief kom teken dit vir ons. Ons staan op 600,000 handtekeninge, ons nodig nog 400,000 voor die einde Maart 2027. Baie dankie. Dankie, Charlene. Daar's 'n paar goed wat sy gesê het wat my aandag getrek het. Solank jy nog asem het, het God 'n plan vir jou lewe. En is jy nog dankbaar vir die klein goedjies? Weet jy, as jy die nuus lees, in Nigerië, Noord-Korea, daar's baie plekke waar mense daagliks Christene vermoor word, net omdat hulle glo. Jy moet God dank dat jy vandag in hierdie gebou kan sit. En niemand storm jy in met 4 wapens en wil jou doodmaak nie. Kan ons die Here net eer vir sy goedheid. Dankie Here. Lees jou Bybel man. Hierdie is God se woord. Lees jou Bybel, moet hom nie verwaarloos nie. Daar agter is die register, kom ons help hulle. Hulle doen goeie werk, kom ons teken. Word nog 400,000 handtekene. As jy 'n gesplete persoonlikheid het, mag jy vandag 2 keer teken met toestemming van die pastoor af. Goed. Baie dankie. Ek wil net dankie sê vir elkeen wat gister so hard gewerk het by ons wintermark. Dit was 'n groot sukses soos altyd. Ons het 'n goeie dag gehad. Die Here is altyd goed en niemand kan 'n wintermark of 'n kermis hou soos Newland se mense nie. Niemand kan dit doen nie. Vir elkeen. Ek weet daar's mense wat vanoggend rugpyn het en die voete is seer en gisterand ook in die bed klim, toe kyk ek op my foon, toe het ek 19,000 tree op my foon. Dis wat ek gister gedoen het. Ek was gisteroggend 3:30 al op om 'n pot curry te maak. Maar ek is vandag hier, want God het 'n plan met my lewe, ek het nog asem. Die Here is goed en wat 'n voorreg om vir hom iets te doen. Elkeen wat hard gewerk het, ons het dit gesien. Ons het empatie met jou as jy vandag met 'n seerlyf sit, maar dit sal ook verbygaan, is deel van die lewe. Amen. Ons het sulke lekker eetgoed gehad gister. Ons het so 'n puddingtafel gehad. En ek het daar gestaan en ek het gesien 'n man het 'n pudding gaan koop en hy kom sit hier langs sy vrou en hy eet dit en hy gaan weer en weer die 4de keer. Toe hoor ek sy vrou sê vir hom, "Kry jy nie skaam nie, die mense gaan wonder, hoekom eet jy so baie pudding?" Toe sê hy, "Ja, hulle het my gevra." Toe sê ek, "Nee, dis vir my vrou." Daai is goddelike inspraak. Vlees en bloed het dit nie aan hom geopenbaar nie. Goed. Ek gaan vanoggend met jou praat oor hierdie tema, die mure van jou hart. Het jy geweet jou hart kan mure kry? Ja, laat my toe om te verduidelik. Maar om daarby uit te kom, moet ons eers by 'n ander gedeelte in die Bybel uit te kom wat jy vanoggend moet verstaan. Daar was 'n stad in die Bybel wat hulle sê die grootste en die sterkste muur gehad het, wat nie deur mense ingedring of binnegekom kan word sommer nie, en dit was die stad Jerigo gewees. Sê saam met my Jerigo. Jerigo is ook een van die oudste stede in die Bybel wat ons van lees, en dit was bekend vir sy oninneembare mure, en geskiedkundiges het dit beskryf as 'n stad met 'n dubbele muur. So ek gee gou vir jou 'n paar afmetings. Die buitenste muur volgens die Bybel was 6 meter hoog gewees.
Dan was daar 'n binneste muur teen hierdie muur gebou wat 12 meter hoog was. Die dikte van hierdie muur was 2 meter en meer gewees, dat selfs strydwaans op hierdie muur in die rondte kon ry. Dit was 'n muur wat gebou was om die vyand uit te hou, en Rahab was een van die mense wat in hierdie muur gewoon het. Die muur was so dik dat daar was huise binne in die muur gewees. In other words, it was humanly impossible to penetrate this wall. Die mense van Jericho het gespog dat niemand kan hier inkom nie. Onthou julle met die Titanic het hulle gesê, hierdie skip kan nie gesink word nie. Moet nooit sê nooit nie, maar ek lees in Josua hoofstuk 6, ek gaan nie een skrif nou uitlig nie, daar's te veel om te lees ek die volgende, dat God se strategie om in hierdie stad in te kom, maak nie vir die mens sin nie. Die Here sê vir Israel, hulle kom by hierdie stad, nadat hulle 40 jaar in die woestyn was, gaan oor die Jordaanrivier, en God sê vir hulle, julle moet hierdie stad inneem, dis die eerste stad. Het jy geweet, hulle het nie net die beloofde land ontvang nie, hulle moes sekere stede oorwin het, want daar het ander mense gebly. En die Bybel sê, toe hulle oor die Jordaan gaan, kom hulle by hierdie stad, en dis die stad met die grootste, sterkste muur, hulle kan nie daar ingaan nie. Maar God het 'n plan vir alles. Sê vir die ou langs jou, God het 'n plan. Dit maak dalk nie vir jou sin nie, maar God se plan sal altyd werk. En dit gaan so, die Bybel sê, God sê vir Israel, julle gaan vir die volgende 7 dae hierso bly, buite die stadsmuur. 6 dae gaan julle eenmal om hierdie muur loop elke dag. Julle sit die ark en die priesters voor, en die priesters moet trompette blaas wanneer hulle om hierdie stad gaan. En die 7de dag moet hulle 7 keer omgaan en die ramshorings of die trompette blaas, en die Bybel sê op die 7de keer moet hulle dit blaas en hulle moet skree. Gaan lees Josua hoofstuk 6. Hulle het geblaas en geskree. Hulle het nie vuurwapens gebruik of pylenboë of spiese of geweld nie. God sê, blaas die ramshoring, loop om die stad en skree. Dis een van die min plekke in die Bybel wat God vir die mens opdrag gee om te skree. Hulle het nie daai masjiene gehad wat die groot klippe so gooi om die muur om te gooi nie. Daar was nie 'n oorlogstrategie van die mense af. They didn't use brute force, they were just obedient to the work of God and the word of God. Dis belangrik vandag om gehoorsaam te wees aan wat God sê. As God sê, doen dit so, moenie jou eie plan maak nie, doen dit op God se manier. En ek kan maar net dink, toe hulle om hierdie stad gestap het, hoe die vyand op die muur vir hulle gestaan en lag het. Daar loop hulle, elke dag gaan hulle hier om, en dan maak hulle net, blaas die trompette, en hulle loop maar net om ons stad, en ek is seker daar was met hulle gespot gewees. Maar die Bybel sê, toe hulle op die 7de dag, die 7de keer omgaan, Josua hoofstuk 6 vers 20 sê, toe blaas hulle op die ramshorings, en die muur het in mekaar geval. Let op, die muur het nie omgeval nie, want anders sou dit bo op die mense geval het, bo op die volk. Die Bybel sê die muur het in die grond ingeval. Het julle al gesien hierdie ouens op die bote, as hulle gaan scuba dive of duik, dan sit hulle op die boot, dan val hulle agteroor. Weet jy hoekom val hulle nie vooroor nie? Want dan val hulle binne in die boot in. Jy moet agteroor val. So God het 'n plan gehad, die mure het nie omgeval bo op die mense nie, dit het in die grond ingesak. Kan jy dink, hier stap miljoene Israeliete om hierdie stad, en hulle sien hoe dat hierdie magtige mure in die grond insak. En hoor wat sê die volgende vers, hulle het net oor die muur geklim en in die stad ingestap. Nou ons was daar in Jericho al 'n paar keer, en hulle is nou besig met die opgrawings, waar jy kan gaan kyk, waar hierdie argeoloë uitgevind het, hier is die plek waar die mure in die grond in. Hoe dieper hulle grou, hoe meer muur kry hulle. Dit het in die grond ingesak, want God het 'n plan gehad. Die mure het nie geval toe hulle harder geveg het nie, die mure het geval toe hulle langer gehoorsaam was. Ek is seker hulle het vir mekaar gesê, wat se plan is hierdie om elke dag net om hierdie stad te loop? Kom ons vat ons wapens en ons vat hierdie stad. Hoe langer hulle gehoorsaam was, hoe groter was die wonderwerk gewees. En God wag nie vir swakker mure nie.
Ons dink soms die Here gaan die probleem kleiner maak, maar God wag vir jou geloof om groter te word sodat hy 'n oplossing kan gee. Geloof is baie belangrik. Hebreërs 11:30 sê deur die geloof het die mure van Jerigo geval nadat hulle 7 dae om dit geloop het. Dit was nie oor die muur nie, dit was oor die geloof en die volharding daarvan gewees. En jou Jerigo kan vandag ook val in die naam van die Here. Al wat jy moet doen is om 'n bietjie gehoorsaam te wees. Elke persoon in hierdie plek vandag het 'n muur van Jerigo wat vir jou in die pad staan om by die oorwinning uit te kom. En hierdie muur het vandag dalk 'n ander naam in jou lewe, maar dit is die muur van Jerigo wat vandag moet val. So die eerste muur wat ek vir jou wil noem is die muur van siekte. Daar's van ons wat sukkel met siekte. Kan ek gou vir jou sê, as jy vandag gesond is en jy kan elke dag opstaan om te werk, moet jy opspring en die Here se naam groot maak. Daar's mense wat deel met siekte en as jy nie self daarmee deel nie, gaan jy dit nie verstaan nie. Wat elke môre net te bly is, hulle word weer wakker. As jy 'n naby doodse ondervinding gehad het in die hospitaal of waar ook al in die ICU, kan jy die Here meer prys as ander mense wat nog nie daar was nie. Want jy besef, as die dokters die familie bel en sê, julle moet kom, hierdie persoon gaan nie die nag maak nie, en jy word die volgende môre wakker, moet jy sê, loof die naam van die Here, hy het my lewe gespaar. En daar sit mense in hierdie gemeente. Hierdie week wat verby is, het ons 2 getuies gehad van kankers wat deur God gesond gemaak is. In die jaar 2026 doen God nog steeds sulke goed. Dit gebeur nie net by sekere plekke nie, dit gebeur ook in Newlands. Want God het almal lief. Daai muur in jou lewe, daai Jerigo kan 'n finansiële probleem wees. In die tyd wat ons lewe, sukkel mense. En jy gaan nooit genoeg hê nie, daar sal altyd te min wees, maar dit wat jy het, moet ons vanmôre voor dankbaar wees. Daai muur kan dalk 'n verhouding wees wat gebreek is. As jy 'n verhouding het wat gebreek is, dan is dit iets wat jou altyd pla. Dit pla dalk nie vir ander mense nie, maar dit pla vir jou. Daai muur kan 'n deur wees wat toe is, wat jy wag om oop te gaan, sodat jy jou oorwinning kan kry. Daai muur kan vandag 'n gebed wees wat nog nie beantwoord is nie. Wie van julle het gebede wat nog nie beantwoord is nie? My hand is op. Want ek bid baie, daar's baie goed wat die Here vir my nog moet antwoord en ek wag vir die antwoord. Maar ek weet vandag op God se tyd sal dit gebeur. Wat doen ek terwyl ek nog wag? Ek stap om die muur. Want God het gesê dis wat jy moet doen. Jy moet glo en jy moet aanhou vertrou en eendag gaan hy muur inval. Daai muur is dalk vandag groot. It might be too big, too strong, too late. Maar hoor, God het nie jou strategie nodig nie, hy het sy eie strategie. God doen dinge anders as ons. So hoe pas ek dit vandag toe? Ek hou aan loop, al sien ek nie resultate nie. Iemand moet dit vandag hoor. Jy moet aanhou glo, aanhou kerk toe kom, aanhou jou Bybel lees, aanhou met die Here praat, al sien jy nog nie die resultate nie. God is besig. Die volk het 6 dae geloop en niks het gebeur nie. En ek het hier 'n nota gemaak onder daai skrif, consistency before breakthrough. God wil hê jy moet aanhou, sodat hy jou kan leer om sterker in die geloof te word voordat die deurbraak kom. Moenie jou metode verander nie. God het nie gesê probeer iets anders te nie. Stick with what God said you must do. Ignore the voices of the enemy. Die vyand lag altyd voor daar 'n wonderwerk kom. Ek het laas jaar eerste rangs ervaar toe iemand my in my gesig uitgelag het en nog 'n Bybelvers ook gekwoteer het. Die vyand, het jy geweet die duiwel ken ook die Bybel. Maar ek het geweet as ek net aanhou loop, gaan die Here die antwoord vir my gee. En nie lang en ek jou verseker, die wiel draai, God laat hom nie mok nie. Hulle wat moet God se kinders lelik maak en jou name noem en jou sleg behandel en by jou steel, hulle is op gevaarlike grond. God laat nie met sy kinders mors nie. God sal altyd die laaste sê hê. Jesaja 55 sê God se gedagtes is nie my en jou se gedagtes nie. As God se plan anders is, bly jy net by God se plan. As jy nie weet wat God se plan is nie, gaan lees sy plan. Hier is die blou drukplan vir jou lewe. Maak jou Bybel oop en gaan lees dit. En ek lees verder dat hierdie mense, toe hulle op die 7de dag 7 keer omloop, is daar iets wat hulle gedoen het op die einde. Hulle het geskree. Wat dink julle het hulle geskree? Het hulle blou bulle geskree?
Nee. Hulle het geskree, loof die naam van die Here, want vandag gaan hierdie mure omval. Hulle het dit nog nie gesien nie, maar hulle het geskree voordat hulle dit sien. Hulle het geskree, want praise is a weapon. Jy moet leer om God te prys, al gaan dit nie goed in jou lewe nie. Jy moet leer om God te prys in die middel van jou siekte. Jy moet leer om God te prys terwyl die geld nie genoeg is nie. Jy moet leer om God te prys wanneer jou kinders rondhardloop en jy hou aan vir hulle bid. Hou aan om die naam van die Here te prys, want na die skree kom die mure in die grond inval. Ek leer dit uit God se woord uit. Daarom sê die Bybel, jy moet God dank vir goed wat jy nog nie sien nie. En ons verstand kan nie dit verklaar nie. Hoor wat sê hy, 2 Korintiërs 5:7, walk by faith and not by sight. Jy moet goed sien gebeur wat nog nie gebeur het nie. Ek sien vanmôre hoe dat God jou bankrekening volmaak. As jy glo kan die Here dit doen. Ek sien vanmôre hoe dat die Here mense gesond maak in hierdie plek vandag. Ek sien hoe dat die Here vandag daai droom van jou net weer lewendig maak en vir jou waar maak. Ek sien vandag hoe dat God iets groot in jou lewe doen en hy deur oopmaak wat jy gedink het sal nooit oopgaan nie. Dis geloof, that's faith. We walk by faith and not by sight. Goed, nou gaan ons na die tweede mure toe. Die mure van jou hart. Een van die baanbreker oomblikke in my lewe, ek sal dit altyd onthou in my bediening, was 'n Sondag aand, 'n paar jaar terug, toe ons hier 'n Heilige Gees diens gehad het en het iemand voor op die mat gestaan. Ek onthou dit soos gister. Dit was 'n dame gewees en toe ek voor haar staan, toe wys die Here vir my, voordat ek 'n woord sê en voor ek vir haar bid, die Here wys vir my daai prentjie. Nou ek het vir Elani hierdie week gevra, dis wat ek wil hê. Maak vir my so prentjie, sy's briljant met dit, dankie Elani. En dis wat God my wys, en ek staan voor hierdie vrou en ek sê vir haar, die Here wys vir my, dat jy het mure om jou hart gebou. En sy begin te ruk soos wat sy huil. Want wanneer ons seer kry, dan bou ons 'n muur, want ons hou daai mense uit wat ons seer maak. En môre oor môre dan maak iemand anders jou seer met 'n vals leuen, en dan bou jy nog 'n muur, want jy wil nie daai goed weer naby jou hê nie. En dan is daar iemand wat jy voor lief is, wat jou teleurstel, en jy bou nog 'n muur, want jy hou nie van teleurstelling nie, en voordat jy jou kry, dan lyk jou hart soos hierdie prentjie. Dis goed om jouself te beskerm, maar ek wil vanmôre vir jou sê, solank jy mure om jou hart het, kan God nie inkom om vir jou genesing te gee. Want jy het jouself toegebou, jy sal vanmôre sê, maar God kan dan enige iets doen. God sal dit doen as jy hom toelaat om vanmôre by jou hart uit te kom. Daar's iets wat jy moet doen. Kom na my toe, sê die Here, gee jy die eerste tree en ek sal iets vir jou doen. En ek wil vandag, ek wil R1000 neersit en jou waarborg dat 99% van die mense in hierdie gebou het ergens 'n muur om hulle hart gebou. Kom, wees vandag eerlik met jouself. Baie mense sit met mooi glimlagte, jy kom hier so en jy skud iemand se hand en jy sê dit gaan goed, maar binne in jou hart is daar iets wat aan die gang is. Ons bou mure van pyn, ons bou mure wanneer ons teleurgesteld word, ons bou 'n muur wanneer iemand jou verwerp, en dan kom vrees en jy bou nog 'n muur, en ek vertrou niemand meer nie, en ek gaan myself beskerm, en ek gaan nooit weer seer kry nie, ek bou nog 'n muur, en die wêreld sê, bou nog 'n muur en bou hom hoor, maar God sê, breek af die muur, sodat ek kan inkom en jou kan gesond maak. Toe ek vir daai vrou daai aanklag gebid het, en ek sê amen, en sy draai om en sy loop, toe sê die Heilige Gees vir my, ek praat ook met jou vanaand, met my, die pastoor. En toe besef ek, maar ek het ook van al die seer kry al mure om my hart gebou. En die Heilige Gees sê vir my, ek kan jou nie gebruik, ek kan nie jou hart gebruik, as jy mure om jou hart het. En ek moes daai aand bely, regmaak. Sê, Here, vergewe my, want my vertroue was nie ten volle in U gewees nie. As ek God 100% vertrou, het ek nie nodig om 'n muur te bou nie. Want hy is die beskermer van my hart. Hy is die een wat my hart vat en hy kan my hart kom draai. En Jerigo se mure was groot en sterk, maar die grootste mure word dikwels deur mense self gebou om hulle eie harte en om hulle eie lewens. En Jerigo was bang
En dis wat vrees doen. Vrees sonder jou af van enige iets anders af. En dis wat seerkry doen, dit isoleer jou. Jy sluit jou hart toe. Jy hou mense uit. Jy vertrou niemand en jy leef agter emosionele mure van jou eie lewe. En jy glimlag aan die buitekant, maar binnekant is daar pyn. Binnekant is daar trauma, binnekant is daar teleurstelling en die onvergewensgesindheid gryp jou hart. En God kan nie meer met jou hart werk nie, want omdat jy seer gekry het, wil jy niemand vergewe nie, en jou hart word soos 'n vesting soos die muur van Jerigo, en jy spog dat niemand gaan weer daar inkom nie, maar God werk nie deur menslike krag nie. Israel se wapens het nie die muur afgebreek nie, God het die muur afgebreek. En as jy vandag toelaat, hier's 'n krag op hierdie verhoog, hoor, die Here is hier. Ek voel dit. As jy vandag toelaat, kan God in jou hart inkom. En hy kan jou lewe kom verander. Hy kan daai muur afbreek. Hoor wat sê die boek van Jesegiel. God sê, ek wil jou hart van klip vat. Wat is om daai hart? Dis 'n klip. En ek wil dit vanmôre vervang en ek wil jou weer 'n hart van vlees gee. 'n Hart wat kan vergewe. 'n Hart wat vry kan spreek. 'n Hart wat weer met liefde kan uitreik na iemand anders toe. Want as jy toegebou is, kan jy nie liefde vir ander mense gee soos wat jy moet nie. Jy kan nie vergewe soos jy moet nie. Jy kan nie emosioneel betrokke raak soos wat jy moet nie, want jy's toegebou, jy's 'n vesting en niemand kom by jou uit nie. Sommige mense se lewens is so toegebou dat God kan niks met hulle doen nie en jy dink dat jy self kan dit doen. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis net God wat jou hart kan verander. Al wat jy vanmôre moet doen is sê, Here, hier is ek, help my. Sommige mure in mense se lewens kan nie deur selfhelp weggevat word nie. Ek wil vandag met alle respek vir jou sê, jy kan jouself ergens laat inboek, maar daar's niemand wat jou kan gesond maak soos Jesus nie. Jy kan vanmôre op jou eie krag probeer aangaan, maar jou trots gaan keer dat die Here by jou hart uitkom. Jou geld gaan keer. Jy is vanmôre op 'n plek, die beste plek wat jy kan wees, om net oor te gee en te sê, Here, dit is my lewe. Hierdie prentjie wat ek sien is eintlik ekke. Dis wat met my gebeur het al die jare, al die plekke wat ek was, die seerkry wat ek ervaar het, en net God kan dit vanmôre verander, want hy wil vanmôre sy hand vat. En hy wil hy hart van klip uithaal en hy wil vir jou 'n hart van vlees gee. Is Carol Ann hierso? Asseblief, sy kan maar vir my kom speel. Ek voel die Here wil vanmôre iets doen. En ons sit vanmôre in ons lewe met mure van bitterheid. Pastoor, jy sê dit so baie. Dink gou aan jou eie lewe. Iemand het jou seer gemaak en jy's bitter teenoor daai persoon. Almal van ons het so iemand. Jy dink nou aan daai persoon. Jy het dalk goed gedoen waaroor jy skaam is en jy het 'n muur om jou hart gebou en gesê, ek gaan liewerste myself isoleer. Ek kan nie daai mense face nie. Jy het mure van ongeloof en dan sit jy mure van selfbeskerming. Te veel seer gekry in die lewe, jy's verraai, jy's verwerp, jy's dalk mishandel ergens in die lewe, jy het 'n muur om jou hart gebou. Jy was dalk in die steek gelaat. Die mense wat hulle gesê het gaan jou help, het jou nie gehelp nie. En jy het gesê ek sal hulle nooit weer naby my laat kom nie. Maar die hartseer vanoggend is die muur wat mense uithou, is ook die muur wat God se aanraking vanmôre terughou in jou lewe. God wil vanmôre sy hemelse goddelike vinger vat en hy wil jou hart kom aanraak. Maar jy het 'n muur gebou van al die seer kry. God wil nie net jou muur afbreek nie, hy wil jou vanmôre herstel. Weet jy wat gaan gebeur wanneer jy toelaat dat God dit vanmôre doen? Wanneer die muur val en jy hom toelaat, dan gaan jy weer vorentoe kan beweeg, want dis die enigste manier wat Israel kon vorentoe beweeg, is eers toe die mure geval het. As jy hom toelaat om die mure af te breek, gaan jou belofte weer 'n werklikheid in jou lewe kan word. As jy hom toelaat om die mure af te breek, kan jy nuwe grondgebied wen. Sommige mense kan nie vorentoe beweeg nie, want die muur in hulle lewe staan nog steeds. Maar wanneer God die muur afbreek, dan vloei vergifnis uit elke mens se hart uit. Wanneer die muur afgebreek is, begin jou genesing. Luister gou mooi, hierdie is belangrik. Daai muur wat jy afbreek is nie vir ander mense nie.
hulle wat jou seer gemaak het, hulle wat jou teleurgestel het nie, dit is vir jou. Dis vir jou om God se genesing te ontvang. Dis vir jou om vertroue te herstel en die vrede van God weer terug in jou hart te kry. En dan kan God begin om weer in jou lewe te bou, want dit wat in die pad was is nou weg. Ek wil jou hart van klip uithaal en ek wil dit 'n vleeshart vir jou terugsit vanmôre. En ek wil jou vanmôre vra, watter muur het jy om jou hart gebou in die laaste tyd van jou lewe? Ek het nog 'n vraag vir jou, wat hou God vanmôre uit jou hart uit? Wat is daar wat tussen jou en God staan? Kan ek jou vanmôre vra, daai muur wat jy gebou het, watter pyn probeer jy vanmôre weghou en wegsteek? God wil vanmôre, He wants direct access to your heart. Hy wil jou vanmôre kom aanraak. En al wat jy moet doen is, bring dit vandag na die Here toe. En ek gaan afsluit met een van my gunstelingsskrifte vanmôre, Openbaring 3 vers 20. Sê dat God staan vanmôre by jou hart se deur. En hy klop. En hy sê, as jy my stem hoor en oopmaak, sal ek vanmôre inkom. Ek wil die muur kom afbreek, en ek wil jou hart kom genees, sê die Here. En ek is volgens jammer oor al jou seer kry, en al die goed wat met jou gebeur het in jou lewe. Ek kan vir jou niks doen nie. But I know a guy. Sy naam is Jesus. Ek wil jou nooi om vandag eerlik te wees, kom staan hier voor. Terwyl God so tasbaar naby is. Die Here wil vanmôre jou hart aanraak. Hy wil vanmôre iets vir jou doen. Ek sien vanmôre die oop arms van Jesus op die kruis. Ek sien sy arms van liefde wat oop is, want hy wil jou vanmôre omhels. En hy wil jou hart van vlees, staan 'n bietjie nader. Hy wil jou hart van vlees vanmôre kom aanraak. Jy kan maar eerlik met God wees vanmôre. Hy weet wat om te doen. Pastore, intercessorspan, kom help my asseblief. Sing vir my net saggies asseblief. Jy wat daar aan die bank is, sluit jou oë. Vra die Here vanmôre om iets vir jou te doen.
Die Here wys my, is iemand wat so seer het en ook skaam is. Ek gaan na die diens net hier bly staan. As die mense weg is, jy is welkom my te kom sien. Ek het 'n woord vir jou, ek weet wie jy is, maar ek wil jou nie voor die mense uitroep nie. God sal jou nooit in die spotlight sit en jou laat skaam kry nie. Jy is welkom om my te kom sien. Ek doen vir jou die afkondigings van die week. Vanaand het ons niks kerk nie, vanaand is ons af.